Ons sluit ons reeks af met alles. Ek weet nie wie van julle sê A of wie van julle sê jy nie, maar moet asseblief dit nie hard sê as jy sê nie. So, ons twee skrifverse waarop ons wandel die laaste 4 weke is Markus 12 vers 28 tot 30 sê een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel. Die Here, ons God, is ons enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Met alles van jou moet jy hom lief hê." Dan 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê: "Mag God die vrede gee, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak en julle geheel en al, met alles van jou, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer die Here Jesus Christus weer kom." Met alles van jou, geheel en al, jou hele wese. En ons het oor 'n paar aspekte in hierdie twee skrifte het ons die laaste paar weke gewandel. En ons gaan stil raak vanoggend by 'n gedeelte wat dink ek al baie in die kerk gepreek is. En wanneer hulle hierdie deel sê, dan sê hulle, ja, die pastoor gaan nou vir my sê, ek moet op 'n dieet gaan, of ek moet fiks raak, en ek is nie vandag daar om vir julle dit te vertel nie. Maar ek wil graag met julle deel, so wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan gelukkig is my preek van verlede week dieselfde. Kom ek agter, ek is nou by verlede week se preek, nou moet ek net so vinnig blaai. So wanneer ons kyk na hierdie, dan is dit ons liggaam. En ek wil nie hê jy moet dink ek probeer jou pinpoint of iets nie, of ek probeer jou oortuig om saam met my te begin oefen dat ons volgende jaar Comrades hardloop nie. Ek wil glad nie hê jy moet dit doen nie. Wie wil saam met my Comrades hardloop? OK. Ek het 'n paar oefenpelle so saam gekry. Nee, asseblief nie. As dit jou oortuiging is, dan doen jy dit. Maar ek wil graag dinge met julle eers deel voordat ons by liggaam kom, want ons sluit hierdie reeks af en as ons kyk met alles, hou ek daarvan om vir jou iets te gee en ek kyk na alles en ek wil vir jou 'n akroniem gee vir alles. So as jy wil dit neerskryf, die A, die 2 L'e, die E, die S. Deur hierdie reeks het ons sekere aspekte van hierdie aangeraak, so dit gaan 'n bietjie van dit insluit, maar die A, aan God toegewy. So ons visie vir die jaar is God eerste. En so mooi dat ons dit kan afsluit met aan God toegewy. Mag jou lewe so aan God toegewy wees, dat jy sal lewe soos Romeine 12 vers 1 sê. Ek vermaan julle dan, broers en susters, sit ek in hakkies daar, by die ontferminge van God, om julle liggame te stel as 'n lewende en heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. As julle alles van hom kan gee, vir hom kan gee, dan lewe jy reg. Aan God welgevallig. God sien dit as goed wanneer jy aan hom toegewy is. Die eerste L sê leef gesond en heilig. So die woord sê ook ons moet gesond en heilig lewe. 1 Korintiërs 5 vers 19 en 20. Of weet julle dan nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Verheerlik God dan deur julle liggame. Hoe ook al jy God verheerlik hom deur. Jy hoef nie Comrades te hardloop om hom te verheerlik nie. Jy sit eintlik jou liggaam deur baie ander dinge as om God te verheerlik, om Comrades te doen. Ek asseblief
So kom ek sê, dit moet jou oortuiging wees. Dan die tweede L, laat jou denke vernuwe. Ons het verlede week daaroor gesels, Romeine 12 vers 2 sê dit. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle die kan beproef wat die goeie en die aanneemlike en volmaakte wil van God is. Die energie in diens van God. Dis die krag. As ons kyk na die krag. Kolossense 3 vers 23. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Wanneer jy met krag, moenie doen wat mense wil doen nie, want dan gaan jy funksioneer in die krag nie. Energie in die diens van God. Wanneer jy in die diens van God is, doen dit vir God en nie vir mense nie. Die laaste ene S, staan vas in geloof. Dis die Gees. Efesiërs 6 vers 12 en 11 sê, verder, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Staan vas in geloof. So ons begin met die gedeelte oor liggaam. Nou, ek like altyd om 'n storie te gaan kry, wat laat jou dink aan iemand wat 'n goeie liggaam gehad het as jy kyk na die woord, en ek wil nie kyk na 'n goeie liggaam en liggaamsbou nie, maar hy het sy liggaam gebruik om sy volle doel, wat God hom voor geroep het, te vervul. En dit is vir my een ou wat uitstaan, wat sy kragte gebruik het, is Samson, en ons lees van hom vanaf Rigters 13, en ek weet nie van julle nie, maar as 'n mens na hierdie skrif kom, ek lees eers die skrif. Julle gaan binnekort geboorte gee, so sy ma kry 'n woord, sy ma kry 'n woord van die Here af, deur 'n engel, wat aan haar verskyn het, en die engel sê, julle sal binnekort 'n geboorte gee, aan 'n seun. Jou seun se hare mag nooit geskeer word nie. Hy sal van geboorte af 'n Nasareër van God wees. Nou, ek het eers 'n rukkie terug, seker omtrent so 'n jaar terug, het ek gedog 'n Nasareër is soos 'n Filistyn of 'n oud Soreniet. Ek dog hy's ergens van 'n plek af. En toe besef ek, dit is nie dit nie. So hierdie woord word oor hom uitgespreek. Sy ma glo dit met alles in haar, en sy hardloop na 'n man toe. En sy kom by haar man en sy sê, daar het 'n man aan my verskyn en gesê, ons gaan 'n seun kry. Want sy kon nie meer kinders kry nie. En die man glo dit nie. Hy sê, nee, kan nie wees nie. Daai man moet eers met my kom praat. Is ons mans nie so nie? As jou vrou na jou toe kom en sê, met hierdie excitement, dan probeer ons dit in ons koppe uitsorteer. Ek weet nie hoekom ons mans so is nie. Ons wil bewys hê. Mans, sê amen. Of is ek alleen? Maar dan lees ons in hierdie skrif, en presies soos wat hy van die Here afvra, en hy sê, ek soek bewys. En die Here is so getrou. Hy daag op, en hy sê vir hierdie man presies dieselfde. Julle gaan 'n seun baar, en hy moet 'n Nasareër wees. Nou vra jy vir my, wat is 'n Nasareër, pastoor? So as ons gaan kyk na die skrif in Numeri, het Moses hierdie gekry, dat mense moet toegewy word aan die Here. Maar hoe moet hulle toegewy word? Daar's sekere dinge wat hulle moet volg, om vol toegewy te wees aan die Here, rein te wees voor God. Nou onthou, hierdie is nog onder die wet, so just bear with me, ek kom daar. Sê vir die Israeliete, Numeri 6 vers 2 tot 8, sê vir die Israeliete, as enige persoon, man of vrou, sê vir jou langs jou, man of vrou, ek kan dit nie hoor nie, man of vrou, of vrou, of vrou, ek sê dit weer, of vrou, dit staan in die woord. Nou wil ek weet, wie sê, vrouens mag nie preekie? Dan mag jy hulle hand opsteek, want die pastoor se vrou preek.
So as iemand 'n Nasareer is toegewy aan die Here sodat hy die Here deur hom kan werk, is dit man of vrou. Vrouens sê amen. Man of vrou. 'n Gelofte aflê as Nasareer van die Here om vir die Here te wees. Mag die persoon nie sterk drank of asyn wat van wyn gemaak is, of gefermenteerde druiwesap, of vars druiwe, of rosyntjies eet nie. Niks wat met wyn gepaard gaan nie. Die arme ou. Solank hulle Nasareërs is, mag hulle niks gebruik wat van druiwe afkom nie. Selfs nie eers die pitte of druiwe doppe nie. Want hy weet die mense so, hy soek grys areas. So hy sê net niks van dit nie. Okay, as jy aan hom toegewy is. Solank hulle Nasareërs is, mag hulle hare nie gesny word nie. Hulle is afgesonder vir die Here. Hulle moet hulle hare laat groei. Solank hulle Nasareërs van die Here is, mag hulle ook nie naby 'n lijk kom nie. Selfs al is die persoon se ma of pa, broer of suster wat dood is, mag hulle nie hulle self onrein maak deur hulle oorlede familie nie. Hulle hare wys dat hulle God se Nasareërs is. Solank hulle Nasareërs is hulle afgesonder vir die Here. So hierdie wys vir my, iemand het 'n besluit, maak 'n besluit dat hy 'n Nasareër wil wees. En hier kom God in Rigters 13 verskyn aan Simson se ma en pa en hy sê hy's 'n Nasareër. So nou is hulle nog steeds onder daardie, hy mag nie sterk drank drink nie, hy mag nie sy hare sny nie en hy mag nie 'n lijk vat nie. So nou gaan ons gaan kyk wat gebeur met Simson. Rigters 13 vers 24 tot 25, dit sê die vrou het 'n seun in die wêreld gebring. Sy het hom Simson genoem. Die seun het groot geword en die Here het hom geseën. Die gees van die Here het in hom begin werk. Die gees van die Here het in hom begin werk, want God het oor hom gesê, hy is afgesonder vir my. En as God 'n woord oor jou spreek, dan is dit so. Die seën van die Here sal jou nie verlaat nie. Want jy met alles van jou is toegewy aan hom. So jy hoef nie 'n gebore Nasareër te wees nie. Simson was 'n gebore Nasareër, want God het oor hom 'n woord gespreek. Hy beleef die seën van die Here. En dan gaan jy na hoofstuk 14 toe. En hier is nou waar hy het nou groot geword, hy die seën van die Here. Ek dink hy het wonderwerke en krag alles beleef in sy tyd van groot word. Waar hy nog sy maale se covering amper gehad het. Maar hier begin Simson, en as jy daai hele deel 13, 14, 15, 16 gaan lees, die hoofstukke, dan sien jy Simson het 'n paar floors gehad. Hy het 'n paar slegte besluite gemaak, slegte keuses gemaak. En een van sy floors is 3 vrouens. Ek weet nie hoekom hulle ou so baie verkeerde besluite maak nie, maar die eerste ene sien ons Simson het afgegaan na Timna toe. Hy het daar 'n Filistynse meisie gesien. Gebruik sy oë en hy sien 'n Filistynse meisie. En dan lees hy in daardie skrifgedeelte dat sy pa sê vir hom, maar kan jy nie een van jou eie mense eerder trou nie? Kry vir jou eie mense. En Simson oortuig hulle dat hy het van die Here afgehoor. Hierdie is sy vrou. Hierdie is die vrou wat hy mee moet trou. So jong mense, ek moet vir jou sê, as jy 'n boyfriend of 'n girlfriend moet vat, moet jy oortuiging van die Here af hê. Anders dan gaan jy vir jouself moeilikheid opsal.
Samson oortuig hulle, dis van die Here af, en toe sê sy ma hulle, as dit dan van die Here af is, wie is ons? En hulle nooit toe, ek dink is Samson se aanstaande skoonfamilie, wat toe sê, ons gaan hierdie ou gou 'n bietjie 'n les leer. En hulle nooit die 30 Filistynse mans na die bachelors party toe. En hulle is toe daarso en hulle sê, ons gaan hierdie ou, maar onthou, die seën van die Here is op Samson. Okay, dit verlaat nie Samson nie, as gevolg van verkeerde besluite nie. Kan ek 'n amen kry? Die seën van die Here verlaat jou nie al maak jy 'n verkeerde besluit nie. Okay? So ons lees dan hierso dat hulle word toe gestuur om Samson gee vir hulle hierdie raaisel, baie arrogant. Gee vir hulle 'n raaisel en hulle het geen idee wat hierdie raaisel gaan doen nie. En dan kom ons by hoofstuk 14 vers 5 en 6 en ons sien hoe hy met sy hande wraak neem. Toe Samson en sy ouers op pad na Timna toe, het 'n jong leeu naby die wingerd van Timna aangeval. Die gees van die Here het in hom gekom. Hy het met sy kaal hande die leeu se kake uitmekaar geskeur, soos 'n mens 'n bokkie verskeur. Samson het niks daarvan vir sy ouers gesê nie. Ek en jy, wanneer ons met ons hande werk, wanneer ons met ons hande beweeg, dan as die leeu kom, as die slang kom, het jy die autoriteit van Christus om te verskeur. Samson het sy autoriteit verstaan. Samson het verstaan wie hy in Christus is en hy kon met sy hande verskeur. Ek sê maar net, hy mag nie naby 'n lijk kom nie. Hier kom hy naby 'n leeu wat ook 'n lijk is. Maar die seën van die Here is op Samson. 1 Timoteus 2 vers 8 sê, waar julle ook al vergader, wil ek hê mans moet bid en hulle hande ophef na God. Nog 'n skrif om te sê, wanneer 'n mens sê, lig jou hande, is dit Bybels. Want dit sê, die mans moet hulle hande oplig, ophef. Ons sien op 'n klomp kere, en ons mag dalk daar aanraak vandag, maar Samson het wraak geneem partykeer met sy hande ook. En mens sien op 'n klomp plekke waar hy dood veroorsaak. Maar omdat die seën elke keer wat hy dit doen, is die seën van die Here op Samson. Die tweede ene sien ons in hoofstuk 14 nog steeds, dat hierdie 30 Filistyne is toe by sy troue. Samson het gek met hulle geskeur en hierdie raaisel vir hulle gegee. Maar Samson maak een fout. En ek wil jou waarsku, die skrif, ons gaan nou daarna kyk ook wat sê die skrif rondom dit. Samson praat te veel. Dis een van sy ander verloors. Praat te veel. So as jy na hoofstuk 14 vers 12, 14, 16 en 18 gaan kyk dit in jou Bybel. Hoofstuk 14 vers 12, 14, 16 en 18. Elke keer aan die begin van die skrif sê Samson het vir hulle gesê. Samson sê toe vir hulle. Samson sê toe vir haar. Samson sê toe vir hulle. En Samson praat net. In plaas van om die skrif, as hy gesien het, want hierdie 30 Filistyne toe doen, is hulle gaan na hierdie Filistynse meisie toe en sê, probeer jy by hom uitvind, wat is die antwoord tot die raaisel? Want hy het gesê, as ons hierdie antwoord kry, kan ons 30 stelle klere van hom af kry, anders moet ons vir hom 30 stelle klere kry. As Samson minder gepraat het en geluister het wat hulle besig is om te doen, sou hy dalk anders opgetree het. So baie probeer ons 'n antwoord gee, net vinnig antwoord en praat. Maar as jy doen wat die skrif sê in Jakobus 1 vers 19 tot 21, my broers en susters, wees altyd gou om te luister.
Wees gou om te luister. Hierdie mond, die skrif is baie vol daarvan, dat is soos 'n roer, hy's baie klein, maar hy maak skade. As ons kan besef dat hierdie mond vir jou gaan skade bring, die woord sê dan, luister eerder, wees altyd gou om te luister, nie gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie, want wanneer ons praat, wat gebeur? Dan word ons kwaad. Eers luister, minder praat, dan sal jy nie kwaad word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat die wil van die Here is nie. Hierdie woorde het die mag om julle te red. Hierdie woorde wat hier gespreek is, het die mag om jou te red. As jy minder praat en vinniger luister. En ons sien hierdie gedeelte, en nou kom ek by die ore, so eers by die mond, of eers by die hande, wat Samson 'n leeu verskyn het, as gevolg van sy autoriteit, en ons sien dat Samson, as hy beter kon luister, sou hy dalk ook, maar al wat hy na luister, is hierdie deel, sy ore, luister, en ek verwys na niemand anders te nie. Rigters 14 vers 16 tot 17 sê, Samson se vrou, hierdie Filistynse vrou, het by hom geneel. Nou as ek vir Kian sê, Kian hou op neel, dan want hy hou van mou. Samson se vrou het by hom geneel. Die mans mag nie nou amen sê nie. Jy het my nie regtig lief nie. Jy haat my. Elke keer as hy by haar kom, het sy begin neel. En hy luister na die verkeerde stem. En as gevolg van hierdie gemounery in sy ore, vrouens, ek praat nie met julle nie, julle kan relax. As gevolg van hierdie geneelery in sy oor, omdat hy nie luister na die stem van die Here nie, maar hy luister na die stem van 'n vrou wat moan in sy ore. Ek weet nie hoe dit voel nie. Ek's braaf, want my vrou sê hier nie. Jy haat my. Elke keer as ek by haar kom, het sy begin neel. So het die res van die tyd van die fees gegaan, die bruiloftfees. Op die 7de dag het hy vir haar die oplossing gegee. Want ons raak so, ons luister na die stemme en die geneel van mense om ons. Dan sê ons maar net, laat ek jou net van my rug af kry. En dan, maar as ons staande net kan bly op die woord van die Here, want die seën is op jou. Jy moet net bly staan. As Samson net bly staan het sy moeilikheid, want van hier af is dit downhill vir hom. En toe gee hy die oplossing vir hom, en toe kom hierdie 30 Filistyne op hom af, en hulle gee die oplossing 'n dag later vir hom, en hy is toe so kwaad, en hy pleeg moord op 30 mans. En hy maak hierdie 30 ouens kwaad, want hy laat sy mond te vinnig praat, en wat maak die mond? Woede, en dan doen jy nie die wil van God nie. So as Nasareer mag jy nie naby 'n lijk kom nie. Nou maak hy dood, en hy's naby die lijk. Maar dog, as 'n mens verder in daai gedeelte van Numeri gaan lees, dan sê dit, as die Nasareer naby 'n lijk kom, moet hy homself afsonder, en hy moet na die priester toe gaan, die hoofpriester, en hy moet al sy hare weer afskeer, en hy moet homself oor vir die Here gee. Hy moet weer van voor af begin. Dan begin sy journey van voor af. Maar Samson, omdat die seën van hom oor hom was van geboorte af, is hy naby hierdie 30 lyke, hy het hulle doodgemaak, hy's by hulle, maar die seën van die Here bly nog steeds op hom. Want as die Here iets oor jou sê, iets oor jou spreek, dan is dit so. So ons sien hierso dat op 40 plekke, en ek wil hierso oorgaan na die volgende skrif toe, op 40 plekke in die woord
staan daar, hoor die stem van die Here. Nie hoor die stem van ander mense of ander se opinies nie, hoor die stem van die Here. Want wanneer as jy 'n besluit maak, maak seker jy hoor die stem van die Here. Jou ore moet hoor. Handelinge 5 vers 29 sê, Petrus en die ander apostels het in reaksie hierop gesê, ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Moenie rondgelei word deur mense se opinies en mense se dinge oor jou lewe nie. As die Here jou 'n Nasareer, 'n geseënde van die Here gemaak het, beloof het uit sy woord uit, dan moet jy aan hom gehoorsaam wees, nie aan die opinie van mense nie. Ons moenie reageer op mense se geneel nie. Ons moet bewus raak van sy stem en hoor wat hy wil sê. Vat jou ore en sê, ore, jy moet hoor wat die Here sê. Die laaste ene, en ek glo hierdie is 'n bietjie meer 'n geestelike ene wat ek beleef het van Samson. So Samson gaan toe deur sy lewe, hy trou toe nie met daai Filistynse vrou nie, sy best man het haar gevat. Toe gaan hy gaan slaap saam met 'n prostituut, weer 'n verkeerde besluit, maar die seën van die Here bly nog steeds op hom. Toe verslaan hy 1000, ek moet nou net mooi hierso kyk, toe verslaan hy 1000 mans. Weer verslaan 1000 mans en dis weer lyke. Maar die seën van die Here, dis elke keer wat hy hierdie moord pleeg of hierdie mense doodmaak, dan sê dit, want die seën van die Here was op Samson. En Samson kry Delila, en dis waarvoor ons Sondagskool almal geslaag het, want ons het hierdie storie van Samson gehoor. Hy kry toe vir Delila, en Delila probeer hom ook weer om die bos lei, en sê vir hom, vertel my waar jou kragte lê, en hy sê toue en al hierdie dinge wat moet, en elke keer breek hy homself uit, en hulle kan niks aan hom doen nie. Want die krag lê in sy hare. En toe weer eens 'n vrou wat hom oortuig, vertel my asseblief, vertel my asseblief, vertel my asseblief, geneel in sy ore, en toe kry hy homself in die moeilikheid. En hy word gevange geneem, sy oë word uitgesteek, en hy moet mielies maal. Hy maak pap. So, toe kom ons op 'n deel, en hierdie mense wil toe eintlik 'n bespotting van Samson maak. En hulle sê, stuur gou 'n klomp jong seuns om vir Samson te gaan haal, want hy het mos nou nie meer krag nie. So die woord sê, sy hare het net begin teruggroei. So hy moes weer oor begin, as 'n mens gaan kyk na wat Numeri sê. Hy moes oor begin, sy hare was afgeskeer, hy het alles oor begin as 'n Nasareer. En Samson sê vir hierdie jong seuns, in vers 26, hoofstuk 16, hy het vir die seuns wat hom aan die hand gelei het gevra, laat my by die pilare van die tempel staan. Laat my tussen die twee pilare staan. Bring my net tot daar, want ek kan nie meer sien nie, ek weet nie hoe die uitkoms gaan lyk nie, maar bring my net tussen daai twee pilare. Laat ek tussen daai twee pilare gaan staan, waarteen hy kan leun. So hy wil net weet waar hy is. Onthou, hy's blind nou, hy kan nie meer sien nie. God sal jou bring, dat jy net op 'n plek gaan staan, sodat sy vervulling, wat hy beloof het oor jou, kan bewaar, tot waarheid kom. As hy sê, hy seën jou, dan seën hy jou. Jy moet net bly staan. Al is dit op die laaste, waar al jou krag weg is, waar alles van jou nie meer kan nie, vra net iemand, lei my net, laat ek net gaan staan. Staan in die tempel. Tempel vandag is die huis van die Here. Psalm
119 vers 105, u woord is 'n lamp vir my voete. Staan op die woord van God. U woord is 'n lamp vir my voete. Jy staan met jou voete en 'n lig vir my pad. Die woord is waarop jy moet staan, God se woord, op niks anderste nie, nie op 'n mooi quote van iemand nie, op die woord van die Here moet jy jou voete laat staan. So ons sien hierso, God roep vir Samson, God roep mense in hierdie gemeente, Klein Karoo gemeente, om jou aan te stel en hy gee vir jou 'n taak om te doen. En dan kom either jou verkeerde besluite, situasies in jou lewe, dinge gaan verkeerd, siekte kom jou pad langs, en dan raak ons swak. Ons kan nie meer met ons hande beklei nie, ons kan nie meer met ons mond praat nie, of ons praat dalk te vinnig, of ons spreek dalk dood met hierdie mond. Ons kom en ons hoor nie meer die stem van die Here nie, want jy's te vinnig om te praat, of jy kom en jou voete is nie meer op die woord van God nie. Jesaja 52 vers 7, dis nie op die bord nie, sê, hoe lieflik is die voete van hom wat die goeie nuus bring. Hoe lieflik is die voete, nie iets anders nie, hoe lieflik is die voete van hom wat ingaan en die goeie nuus bring. Hoe staan jy? Met jou voete. Ek sluit af met hierdie skrifvers en ek herinner jou weer terug na hoofstuk 13 toe. As jy kyk na Samson se lewe en al die besluite wat hy verkeerd gemaak het, as jy hierdie woord sien in vers 5, jy gaan binnekort geboorte aan 'n seun gee, jou seun se hare mag nooit geskeur word nie. Hy sal van geboorte af 'n Nasareër van God wees. En kyk hierdie gedeelte. Hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. As 'n mens gaan optel, as jy die diere wil bytel, dan het hy die leeu verskeur en het hy die donkie ook doodgemaak. So dan is dit 4332 4034 moorde het hy gepleeg. Maar die seun van die Here was op hom, want hy het net Filistyne doodgemaak. Want God het gesê, hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. Dit is die woord van God oor Samson. Hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. En daarom is hy 'n Nasareër. Daarom kon hy sy liggaam gebruik om God te verheerlik. Niks anders nie, al het hy dit baie keer op verkeerde maniere gebruik. Sy liggaam en sy krag en sy hare en ek dink hy was 'n aantreklike ou om 3 vrouens te kan, ek weet nie of hy hulle om die bos gelei het nie of hulle hom nie, maar hy was aan God toegewy. Ek wil hê jy met jou oë toemaak. Is jy aan God toegewy met jou hele liggaam, met alles van jou? As hy 'n belofte gee en jy hom met alles gee, sorg hy vir alles. As jy dit vir hom gee, alles van jou, liggaam, siel en gees. Maak nie saak of jy verkeerde besluite neem nie. As sy seën oor jou rus, ek gee jou nie 'n lisensie vandag om verkeerde besluite te maak nie, asseblief. Ek wil jou oortuig dat wanneer God 'n belofte oor jou maak, soos wat hy 'n belofte oor Samson gemaak het, hy sal die Israeliete bevry uit die hand van die Filistyne, dan sal die seën van die Here sekerlik op jou rus. Dankie Here dat ons oor Klein Karoo gemeente kan spreek.
Dankie dat ons lewe kan spreek oor dooie situasies. Dankie dat ons lewe kan spreek oor ons liggame, dat ons liggame 'n tempel is van U, om U te verheerlik. Dit maak nie saak hoe ons lyk nie, dit maak nie saak ons voorkoms nie, maar mag ons liggame gebruik, hande, oë, ore, mond, voete, om U te verheerlik. Mag ons lewe spreek met ons mond. Mag ons stadig wees om te praat. Mag ons U stem hoor met ons ore en ook kan hoor van die mense wat gehoor moet word rondom ons. Want as ons vinnig praat, dan hoor ons nie die nood van mense om ons nie. Dankie Here dat ons met hierdie hande kan ons hande op siekes lê en ons U woord sê hulle sal genees wees. Nie deur ons hande nie deur hoe goed ons hande aan mense raak nie, maar deur die krag wat U deur ons gebruik. Dankie dat hierdie hande nie moeg is om te werk nie, moeg is om aan die ploeg te slaan, om die koninkryk uit te brei nie. Dankie Jesus, dat U 'n God is van die woord, dat ons liggaam, siel en gees, met alles in ons, kan ons die Here dien. Here, die een is nie meer as die ander een nie. Hulle is saam, is hulle 'n eenheid, liggaam, siel en gees. Maar mag ons 'n honger hê om gelei te word deur die Gees waarom te gaan, wat om te doen. Ons bid die krag en die heerlikheid oor die gemeente. En ons bid Here dat ons met ons liggame die werk sal doen. En dat ons met ons voete sal ingaan in duister plekke. Met ons voete die goeie nuus sal gaan verklaar. Here, en soos wat die wapenrusting heel laaste sê, sit vir ons skoene van bereidwilligheid. Bereidwilligheid aan ons voete, sodat ons kan staan op die woord, maar die woord vir ander kan gaan vertel, sodat ons kan gaan met ons voete en ander gaan vertel van die goeie nuus van Jesus Christus. Dankie vir U krag en die heerlikheid. Dankie Jesus, dat U seën oor elkeen rus. Of ons verkeerde besluite neem, Here, is U seën op ons, omdat ons onsself toewy. Dit stop nie wanneer ons 'n verkeerde besluit maak nie, maar ons moet onsself daagliks toewy aan die Here. Dankie Here vir U getrouheid, U belofte wat waarheid is oor elkeen van ons, in die naam van ons Jesus Christus. Amen en amen. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is Hy wat jou sal red, die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat bedags vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap, omdat hy my liefhet, sê God. Daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen.